Hallo en welkom terug by nog 'n Wiskundebroers video. Vandag spring ons in met die graad 9 en graad 10 konsep. En nou ek sê graad 9 en 10 uit die aard van die saak ook 11 en 12. Maar ons begin in graad 9 teen die einde van die jaar met kwadratiese 3 terme se faktorisering. Graad 10 raak dit uit die aard van die saak bietjie meer kompleks. Graad 11 raak dit lekker. Maar ons gaan eenvoudig begin. Ons gaan net begin met die graad 9 werk. Nou jy's dalk nou in graad 10 of 11 of 12 en dalk is dit nodig dat jy weer hierdie hersien. So kom ons kyk. Ons gaan probeer om lekker geduldig te wees. Die idee begin soos volg. Wanneer ek wil 2 hakkies uitmaal. Okay, ek dink nie nou faktoriseer nie, ek dink net uitmaal. Nou die Engelse kinders sê almal dan ons moet FOIL doen. In Afrikaans sê ons EBA of EMIL. Hopelik teen hierdie tyd wat jy hierdie video kyk, weet jy hoe om 2 hakkies soos hierdie uit te maal. So ons maak net seker dat elke liewe term in die eerste hakkie maal met elke liewe term in die tweede hakkie. X maal X, dan het ons X maal positief 3. Ons het positief 2 maal X. En ons het positief 2 maal positief 3. Dalk teen hierdie tyd kan van julle hierdie bietjie met 'n shortcut doen, nee, jy kan bietjie hierdie vinniger doen. Dalk kan jy daai twee middelterme van die begin af somme saam plus, maar ons weet ons gaan 'n finale antwoord kry wanneer ons daai twee middelterme saam plus van x² plus 5x plus 6. Dis die finale antwoord, nee, so nou wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou daai 3 term, daai kwadratiese 3 term gee en sê kan jy teruggaan? Kan jy uitfigure watse 2 hakkies het ek met mekaar gemaal om hierdie te kry? Nee, dis die presiese teenoorgestelde, dis die omgekeerde proses. So die omgekeerde van uitmaal noem ons faktorisering. Nee, daar sien jy dit, dis die omgekeerde proses. So nou ons sit nou met die antwoord op die skerm, nee, wanneer ons nou na hierdie som kyk. Maar die sommetjies sou soos hierdie lyk. Hulle gee vir ons 'n kwadratiese 3 term en hulle vra vir ons: as jy hierdie moes terugvat na 2 hakkies, as jy hom wil faktoriseer, wat sou die oorspronklike 2 hakkies wees? Nou die aard van die saak kan jy mos nou 'n bietjie kroek en sê, ek weet wat die 2 hakkies was. Dit was 'n x plus 2 en 'n x plus 3 hakkie en jy sou reg wees. Hierdie faktorisering is 'n een stap som. Nee, soms raak dit bietjie moeiliker om maar een stap uit te figure, maar dis letterlik ons gaan van die vraag na die gefaktoriseerde antwoord. Die interessante en belangrike ding wat ons net weer kan noem, ek weet julle weet dit, julle doen al lank faktorisering, is wat gebeur wanneer ek faktoriseer? Wel, ek het begin met 'n 3 term. En hoeveel terme is hierdie antwoord? Wel, as jy mooi kyk, is hierdie hele antwoord net 1 term. Hakkie maal hakkie. Omdat dit 'n maalsom is, hakkie maal hakkie, 1 term. Dis 'n baie cool ding van faktorisering. 'n Faktorisering vat 'n veelterm, 'n polinoom, en dit maak dit minder en minder en minder in terme tot ons hopelik by 1 term kan uitkom. Ja, reg. Dis die gedagte. Kom ons kyk of ons dit kan doen. So, gryp 'n pen en 'n papier, werk saam met my. Die vraag lyk soos hierdie. Hulle sê x² plus 7x plus 12. En ons wil dit in 2 hakkies faktoriseer. Okay, so ek begin altyd om my 2 hakkies te skryf. Nou ten minste in graad 9 en begin van graad 10 is die eerste term eintlik baie eenvoudig. Nee, kom ons kyk vir die eerste term. X tot die mag 2 of x². Hoe kan ons x² faktoriseer? Wat kan ons hom opbreek? Wat maal wat gee x²? Wel, x maal x gee x². So die eerste term was baie eenvoudig om uit te figure. Maar nou hier's die probleem. Vir daai laaste term, die positief 12. En let op, die term is nie net 12 nie, is positief 12. Ek kan positief 12 opbreek as 1 maal 12, 2 maal 6, 3 maal 4, nee, enige van sy faktorpare. Soms is dit nodig vir my om dit hier langs die kant te skryf. Ek kan sê wel 1 maal 12, of 2 maal 6, of 3 maal 4, maar net een van hierdie faktorpare kan werk in my oplossing. So nou, en dis nou waar ek mooi moet lees, hierso staan, soek 2 getalle wat 7 gee wanneer jy dit optel,
en 12 gee wanneer jy dit maal. Okay, so al hierdie pare gee vir my 12 as ek dit maal. Maar wat is een van hierdie pare wanneer ek dit plus of minus gee vir my 7? 1 plus 12, nee. 2 plus 6, ag, nie 7 nie. 3 plus 4. 3 plus 4 gee vir my 7 wanneer ek hulle plus. So ek kan 3 en 4 in my hakkie gebruik. Vir nou, lekker maklik, die tekens is positief en positief, so ek dink ons is veilig om plusse in te vul. Ons gaan nou kyk na die tekens. Maar ek dink hierdie is my 2 hakkies. Nou wanneer ons veral begin met hierdie tema, moet ons altyd ons antwoord gaan toets. Ons moet gaan kyk, het ek reg gewerk? Sê nou ek maal hierdie weer uit. Gaan ek terugkom by die oorspronklike vraag? Okay, so dit lyk soos hierdie. Nou, as ons in die eksamen is, hierdie is die einde van ons som. Ons wil nie verder gaan as hier nie. Maar ek gaan net gou as 'n eksperiment uitmaal. Ek gaan kyk, x maal x gee vir my x kwadraat. X maal positief 4 gee plus 4x. Positief 3 maal x gee plus 3x. En positief 3 maal positief 4 gee positief 12. As ek bietjie vereenvoudig hierso, positief 4x plus 3x is positief 7x plus 12. Yes, dit is die antwoord. Okay, so ek het definitief reg gewerk. Ek kan al hierdie wat in rooi is, kan ek ignoreer. My antwoord is daai 2 blou hakkies. Beautiful. Hierdie is wel 'n baie belangrike sin. Ons soek 2 getalle. Wanneer ons dit saam plus, kry ons die middelterm. Wanneer ons die 2 getalle saam plus, moet ons die middelterm kry. En wanneer ons hulle maal, moet ons die laaste term kry. Goed, nou hier is nog 'n paar van ons oefenvragies. En jy kan nou klaar hier regs onder sien, hier is 'n cheat sheet, nee, dis waarvoor daai CS gaan staan, cheat sheet. Maar ons gaan nou nog nie begin met die cheat sheet nie. Ons gaan eers kyk na, wat is die probleem nou met hierdie som? Hoekom is hy anders? Is hy enigstens anders as die vorige een? En kyk, uit die aard van die saak, kwadratiese 3 term, ek gaan definitief hom faktoriseer in 2 hakkies. Maar as ek mooi kyk, dan sien ek, wag 'n bietjie, hierdie het 'n plus en 'n minus. My vorige 2 somme, was 'n plus en 'n plus. Dit was 'n lekker kwadratiese 3 term, waar als plusse was. Hierdie een is nie dieselfde nie. Is dit 'n probleem? Gaan daai minus 'n komplikasie veroorsaak? Wel, ons kan dit vinnig toets, nee? Ons kan sê, okay, ons weet x maal x gaan x kwadraat gee. Dis 'n lekker maklik een. Watse faktore van 14 kan ek gebruik wanneer ek hulle saam maal gee hulle 14, maar wanneer ek hulle plus of minus gee hulle 5. Dalk is die skerp is, jy kan dink 1 en 14, nee, 2 en 7, 2 en 7, 2 en 7. Nee, want 7 minus 2 is toch 5. Maar as ek nou net plus en plus invul, al klaar gaan jy nou hopelik vir my 'n probleem sien. Jy gaan sê, wag 'n bietjie, positief 2 maal positief 7 gee nie negatief 14 nie, dis 'n probleem. Hierso is 'n tekenfout. Nou hierso kan jy dit definitief op jou eie uitfigure. Nee, jy hoef nie 'n cheat sheet te gebruik nie. Jy kan dalk net vir jou sê, okay wel, een van hierdie 2 hakkies gaan moet 'n minus wees. En jy kan dit toets. Jy kan gaan sê, kom ons maak die eerste 'n minus en die tweede 'n plus. En nou wanneer jy jou toets uitmaal doen, gaan jy kry x kwadraat, jy gaan kry plus 7x, minus 2x en minus 14, dis baie goed. En as ek hierdie 2 middelterme gaan vereenvoudig, plus 7x, minus 2x, wragtig, dit het gewerk. Soos ek sê, jy hoef nie 'n cheat sheet te gebruik om hierdie sommetjie op te los nie. Nee, jy kan mos nou dit self probeer uitfigure, maar ek wil jou klein bietjie help. So, kom ons kyk vinnig na die cheat sheet en ons kyk na wat is daar wat ons kan gebruik. Ek het nou hier in die linkerkantste blokkie net geskryf 1, 2 en 3. Nee, 1, 2 en 3. Daai 1, 2 en 3 staan nou net vir term 1, term 2 en term 3. Okay? Niks te kompleks nie, is maar net wat 'n term. So ons gaan sê, as daar plus en 'n plus is, dis die beste situasie, dan gaan my 2 hakkies al 2 plusse hê. Okay? As ek 'n minus en 'n plus het, hierdie plus, daai term 3 se plus,
gaan beteken dat my hakkies moet dieselfde teken hê. En omdat my tweede term negatief is hulle albei negatief. Okay? Hierso kan ons 'n nota nou maak. Dit sê as die derde term positief is, dan gaan die hakkies dieselfde teken hê. Wat se teken? Wel, hierdie tweede term se teken gaan vir ons sê albei hakkies is positief of albei hakkies is negatief. As die derde term positief is, gaan die hakkies dieselfde teken hê en die tweede term gaan vir ons bepaal wat se teken het die twee hakkies. Nou het ons 'n ander voorbeeld waar kom ons gebruik 'n ander kleur. Nou het ons 'n voorbeeld waar die derde term negatief is. Nou as die derde term negatief is, gaan die twee hakkies altyd verskillende tekens moet hê. Een positief, een negatief. Okay? Een positiewe hakkie, een negatiewe hakkie, een positiewe hakkie, een negatiewe hakkie. Maar wat se een moet wat se teken kry? Nou kyk ons weer na die tweede term se teken. Omdat die tweede term se teken positief is, in hierdie voorbeeld, gaan ek in my grootste hakkie 'n plus gee. As my tweede term negatief is, gaan ek my grootste hakkie 'n minus gee. Okay, dis die idee. As jy nou gesukkel het, rewind 'n bietjie, kyk weer hoe verduidelik ek die cheat sheet en dan gaan kyk ons nou na nog 'n voorbeeld. Voorbeeld 2 lyk soos hierdie. Eerste dinge eerste, dit is 'n kwadratiese 3 term, so ek gaan hom definitief in 2 hakkies faktoriseer. Ek sien my laaste term, my derde term is negatief. Ek weet my 2 hakkies gaan verskillende tekens hê. Okay? Kom ons begin eenvoudig. Wat maal wat gee x kwadraat? X maal x. Watse faktore van 24 kan ek invul, wat ook wanneer ek hulle plus of minus vir my kan 2 gee? Nee, kan vir my 2 gee. Wel, 1 maal 24, dit gaan nie werk nie. 2 maal 12, kan nie dit plus of minus om 2 te kry nie. 6 maal 4, 6 maal 4. Kom ons sê 4 en 'n 6. 6 maal 4 gee 24, en as ek sê 6 minus 4 kry ek 2. Maar nou onthou ek, okay, in my cheat sheet het dit gesê, as my tweede term negatief is, moet die grootste hakkie 'n minus kry. Die grootste hakkie kry die minus, en die klein hakkie kry die plus. Ja, ek stel nog steeds voor, gaan toets hierdie, gaan maal dit uit, ek dink eintlik jy moet dit nou self doen, nee, maal dit uit en kyk, het dit gewerk, of het ons 'n fout gemaak? Maar jy sal sien, ons het dit perfek reg gedoen. Vir die laaste som, pause hierso, kyk of jy dit kan reg kry. Wat ek gaan doen is, ek gaan eers sê 2 hakkies, ek weet x maal x gee x kwadraat. Nou, ons gebruik die cheat sheet en ons sê, omdat my laaste term positief is, gaan my 2 hakkies presies dieselfde teken moet hê. Gaan dit 'n plus plus wees of 'n minus minus? Wel, my tweede term is negatief, so daarom gaan ek 'n minus minus hê. Nou, watse faktore van 40 kan ek gebruik om ook vir my 13 te gee as ek hulle plus of minus? Ek wil amper probeer 10 maal 4, maar 10 en 4 kan nie vir my 13 gee nie. Dan kan ek doen ietsie soos 8 maal 5, 8 en 5, wanneer ek hulle plus kan vir my 13 gee. 'n 8 en 'n 5, nee, of 'n 5 en 'n 8. Yes! En as ek hom gaan uittoets, kom ons maal hom, net om vinnig te toets. 'n x maal x gee x kwadraat. 'n x maal minus 8x. 'n minus 5x. En 'n min 5 maal 'n min 8 gee positief 40. As ek hierdie vereenvoudig, wragtig, dan kry ek presies dieselfde as waar ek begin het, so ek weet ek het reg gewerk. Dis faktorisering van kwadratiese 3 terme. Nie so moeilik nie, nie so maklik nie, kort lekker baie oefening. Sterkte, as jy 'n vraag het, stuur vir ons 'n comment.